Uitkyk geloftefees terrein 16 Desember 2025. As ek vandag vir julle kan beskryf het, hoe pragtig hierdie plek is, dan het ek te min woorde. Die kinders wat nou so 'n bietjie boere sport speel, die perderyters vanmiddag, wat 'n belewenis. Dit is so 'n mooi terrein. Hierdie wêreld, amper 50 km aan die kant. Middelburg, Transvaal, op pad, ek het nou hy dorpie se naam vergeet. Stoffberg. Op pad Stoffberg toe. Wonder wie van julle weet waar Stoffberg. Maar dit is so 'n mooi terrein. En die boere van hierdie omgewing is so geseënd met die baie reën wat die afgelope ruk in hierdie kontry geval het. En 'n mens wil eintlik in jou hart vir hulle sê baie dankie. Vanmiddag toe ek daar gestaan het daar terwyl hulle hierdie perde kompetisie gehad het en ek kyk so na hulle voertuie, 'n boer wat se bakkie nie vuil is nie. Dan wonder ek nou wat het hy gedoen om sy bakkie so mooi skoon te hou. Hier's nie een van hierdie boere wat ek vandag ontmoet het, sout van die aarde, wat se bakkies rooi van die modder is nie. Die boerevolk wil vir julle sê baie dankie vir julle harde werk. Die mielies lyk pragtig. Ja, daar's van die boere in hierdie omgewing wat nog nie kon gaan ploeg het en gaan plant het nie, as gevolg van die baie reën wat hier geval het. Maar wat 'n voorreg om hierso te wees vandag, om saam met hierdie mense heeltemal hier, amper sal 'n mens nou sê in die Oos-Transvaal, maar Mpumalanga, iets wat hier my broek opkruip, ek voel hoe hardloop hy. Iets wat hier in my broek op hardloop. Maar wat 'n ongelooflike ervaring om hierso te wees. Dis 'n voorreg. Die boompie wat ons môre gaan plant, is 'n granaatboompie. Ek en my vrou wil vir julle geloftefees komitee sê baie dankie vir die uitnodiging. En die boompie wat geplant gaan word met die jongste kind wat hierso is en die oudste persoon, mag daai granaatboompie vir die jare wat kom vir julle baie geseënd wees. Mag dit baie vrugte dra. En die geslagte hierna, mag hulle nooit vergeet die groot wonderwerk wat God vir ons gedoen het by Bloedrivier. O Vader, hierdie jaar het ryp geword, soos lank terug, die lood uit die stomp van Isaï in 'n krib kom bot het. Maar hierdie Kersfees wil ek liewers wegkruip, Here, hier in my ou mens vel, en nie so vreeslik angstig raak, as hulle oor die nuus van al die wrede goed vertel. Want ag, my oë het dof geword van soeke na u ster. My voete wat so darteldans kon stap oor heuwels heen, hang slap en willoos, ver verby die krag van spier en senuwee. Ek hoor nie meer so mooi nie. Slegs as hulle my ore skree dat ek my arm of my hand moet gee. Die kinders het so goed bedoel met hierdie kamer, hierdie stoel, met troostwoorde van veiligheid en rus. Maar Here, dit sus glad nie die verlange na my huis, na die bekende geure van kombuis en werf en agtertuin. Nou bid ek, Vader, trek my nader en maak tog hierdie ou mens by u tuis.
Sy. Middag. Hoeveel mense vat hierdie saal? Seker 400. Ja, ek as hulle so sit, sonder tafels, kan hulle seker daar so 400 vat. Maar ek dink met tafels miskien so 180 mense. Dit behoort gemaklik te sit en dan gaan op plek te dans as hulle 'n troue of so iets het. Ja, is regtig mooi. Dis alles hulle skuld. Dis alles hulle skuld. Net vir julle die skuldiges wys hierso. Daar sy. Ja, so maar 'n klein braai areaetjie, nê. Sy man is so ou. So regte bonsai braaitjie. Steek al dit elke jaar aan raak plek te warm, dan moet jy uit hier in klip, dan is te warm. Ek kan dink. Baie van ons nie. Ja, sure. Okay, luister. Wat maak er 'n black label bottel? Ja, soms julle reg. Goeiemôre almal. Welkom hierso by Uitkyk Geloftefees 2025. Ons vra net dat die vlag vir ons gehuis word en soos die vlag opgaan, gaan ons vers 1 van die stem sing. Daarna sal Dominee Nicolaas Steenekamp vir ons 'n gebed doen. En daarna gaan ons net hier opstap agter die saal, gaan ons 'n boompie plant. Wat oom Rudy vir ons skenk. Baie dankie. Uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons veilige gelagtes, waar die ganse antwoord gee, oor ons verlate vlaktes, met die klim van ons val, reis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op
vir jou Suid-Afrika. Ons bid saam. Here Almagtige, ons dank U dat ons bymekaar is onder hierdie blou hoë veldse hemel. Ons dank U dat ons weet, dit is in hierdie koppe, in hierdie velde, waar U ook U hand gehou het oor die boerevolk, in die veldsla hier naby, te Dalmenuta, en elders. En ons dankie dat ons ook verder kan terugdink aan Bloedrivier. Ons eer U, dat ons hierdie gedagtenis mag lewend hou, en ons bid dat U vandag U hand oor ons sal uitstrek. Bewaar ons in die gebruik van U woord, dat ons dit eerbaar sal doen, gee dat ons ook U stem sal hoor in die prediking. Wees U met ons, ook in die feestelike rede wat gevoer word, dat ons ook daarin sin en rigting vir ons bestaan sal vind. Maar Here, ontferm U ook in ons normale doen en late. Gee dat in wat ons doen en hoe ons optree, ons in alles U eer sal verkondig, U lof sal besing. Gee dat hierdie dag, saam met die ander feeste elders in die land, ons voor U sal bring in dankbare erkenklikheid vir die geloof wat U ons skenk. Ons dankie dat ons ten spyte van aardse geskiedenisse U mag ken as die Verlosser in Jesus Christus. Ons bid hierdie dinge in sy naam. Amen. Dankie Dominee Steenkamp. Dan vra ek nou asseblief vir jong meneer Meyer en Steenkamp om net vir ons die pad te wys na daar waar ons die boompie gaan plant. Daar sal oom Marius Botha en Rensa se jongeling saam met oom Rudy vir ons die boompie plant. Oom Rudy sal vir ons verduidelik wat is die simboliek daar agter. Dankie. Ja, hulle gaan nou gat toe daar saam met onder die gestap. Ek kyk daar gestop. Kom skoon maak hier. Hier is ja, 'n beddingbou. Hy word onderhand skoon gekry. Ja. Ek het nie vir Rensa gesien met die baby nie. Ligtelik. Ja, dit is. Hulle manne bygaan daar baie mense. Zo raak om. Goed ook zo het kapper voor ons. Wie? Hulle kom so uit hier. Nou wie van julle seuns gaan die boom plant? Marius en Rensa
Ons wag net vir Renzo met daai kleintjie op. En dan Heb je ook nog eens meneer Meyer van die daai vir jou wees. Hy is die gewillige man. Kijk, maar jullie was zo'n groot ons verduidelijk is op. Ja, kom Renzo. Moet hulle nie bietjie water staan? Hulle sal jou hoor. Ja. Julle kry verniet weg aan die koelte. Ek kan hard praat, maar ek kan nou nie skree nie. As julle wil, dan kan julle bietjie nader staan. Hier is plek, julle kan die binnekant op kom staan. Baas, hier kom sy nou net om sit. Mama is niet, we staan al. Dis vir my en my vrou Annelie Rousseau 'n groot voorreg wat ek al die afgelope 5 jaar doen wanneer ek genooi word as spreker op gelofte dag om iets agter te laat vir die nageslagte. Ek wil vir hierdie feeskomitee sê baie dankie. Dis 'n ongelooflike ervaring om vandag hier te wees. Ek was verstom gister toe ek so baie jong kinders hierso sien, want hulle is die toekoms. En ons verwag dat die oues die regte boodskappe by hulle moet oordra vir hulle geslagte wat na ons sal wees. Hierdie is 'n granaatboompie. Ek glo julle van julle het al 'n granaat oopgemaak en julle kan sien daai baie pitte wat dit het. En enige een kan gaan en gaan kyk wat se wonderlike mediese voordele 'n granaat nie net het nie. Gaan kyk maar wat betaal jy vir 'n botteltjie granaat koeldrank in die winkel. En ek vra vandag ons Skepper, hierdie boompie, dat hierdie geloftefees met al hierdie jong kinders wat vandag hier is en die ouers wat hulle gebring het, dat julle groei soos wat God wil hê, julle moet groei omdat julle na hierdie gelofte dag toe gekom het, want julle is hierso omdat God wil hê julle moet vandag hier wees. Ons ouer garde sterf uit. Maar die wat na ons kom met die werklike boodskap van gelofte dag oordra. En dis 'n voorreg oom, baie dankie. Oom is nou seker vandag die oudste persoon wat hierso is, wat saam met die nuwe geslag, hierdie pragtige jong meisie hierso, hierdie boom plant. Maar saam met dit, nee, moet hierdie boompie versorg word, soos wat jy hierdie klein kind moet versorg, sodat sy kan groei, om eendag 'n volwasse persoon te word. Dit is ook julle verantwoordelikheid, om altyd te kom kyk na hierdie boompie, en om te dink dat God julle vandag op hierdie dag, die 16de Desember 2025, hiernatoe gebring het, met 'n doel, en mag haar nageslag en oom se kinders altyd hierdie boom onthou dat daar jare terug 'n man en 'n vrou was wat wil hê dat hierdie geloftefees nooit moet doodloop nie. So dis 'n voorreg, baie dankie. Ek dink julle kan julle hande vuil maak as julle wil. Nee, ek het net graag gebring. Ek gaan sommer net 'n handjie ingooi. Ek sal toe. Ek sal help my net op. Pas op, seentjie. Julle is welkom as julle wil foto's neem.
Dis iets besonders. Hulle verstaan nie, maar eendag sal hulle verstaan dat hulle nageslagte net die fort moet hou vir die toekoms. Ek sal klaarmaak dan toe môre. Jy trap in die skool. Ja. Dankie julle. Goed, baie dankie almal. Ons kan in die saal inbeweeg. Dis die kamera. Hartlike goeiemôre en baie welkom. Kan almal my hoor? Welkom by die Uitkyk Geloofstefees 2025. Dankie vir ons voorsang en welkom aan ons besoekers. Ek sien ons het 'n paar nuwe gesigte hierso. Baie welkom. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. Dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dankie. Ek gaan vir ons sekretaris vra Charles Meyer om die sterftelys vir ons te doen. Waarna daar salietskote sal geskied word. Ons vra dat hulle dan staan vir die salietskote, asseblief. Goeiemôre almal. Hiermee die sterftelys vir 2025. Ons vra dat na afloop van die sterftelys met die geskied van die salietskote dat hulle nie sal skrik nie en net voorberei daarvoor. Kina Venter, Tugela Boshoff, Theresa Meiberg, Pop Botha, Lise de Lange, Letty Groenewald, Dupi du Plessis, Alwyn Marx, Dominique Thijs Muller, Mossie Lombard, Solly Venter, Tron de Roep, Frikkie Grobler, Brunel Greef en Jan Bakker. Net 'n oomblik van stilte. Nou, weet julle man, Charles en hier en Anthony Pretorius is al weer besig hier buite. Hulle wil net veg. Ek kan nie verstaan hoekom die Zulus is nog nie eens hier nie, maar hulle wil net veg. Genade, dit is... Maar in elk geval, goeiemôre. Die vraagdag, julle kan dan bietjie beter doen aan dit.
Ek kom nou van wasbank af en ek is so opgewonde om julle mense te sien. En dis nou hoe ek nou 'n môre kry. Môre. Eerstens wil ek vir die feeskomitee sê baie dankie vir die voorreg om vandag saam met julle te kuier. Kan julle my hoor daar agter? Is julle reg daar agter? Baie dankie vir die voorreg om vandag saam met julle te kuier. Nou terwyl julle so sit, ek hoor hier's 'n paar nuwe gesigte hier by die gelofte dag. Groet sommer buurman daar langs jou. Heet hom welkom hierso. Nou goed, ek het ook nou nie gesê hou aan kuier nie. Groet net en sê baie welkom. Dis 'n wonderlike voorreg vir my en my vrou vandag om hier saam met julle te wees. Ek wil vir die ouers ook sê baie dankie dat julle vandag hier so is. En dat julle kinders hiernatoe gebring het. Want hulle is die toekoms van hierdie gelofte feeste. Maar nou ek bly in die stad daar in Rodepoort. Nou daar skiet ons baie. Julle het seker al die nuus opgehou. Ons skiet geweldig baie. Maar nou het ek gehoor ja, iets van hierdie jong seuns. Hulle kan glad nie skiet hier nie, al bly hulle op die plase. Is dit so? Ja. Is dit nie die waarheid nie? Boeta, is dit die waarheid? Skiet julle baie hierso? Nou goed, ek soek 'n jong man. Ek wil nou sien of jy nou kan skiet. Om hiernatoe te kom, hier na my toe. Jong man. Sal jy, hoor aan, ons het daar een vrywilliger. Nou hierdie is 'n Martini Hendry. Ek wonder hoeveel Britte het hy daarom verlos uit hulle ellende uit in die Anglo-Boereoorlog. So, ek wil dan sien. Nou daar agter is bokke daar, so ek sien daar's 'n gemsbok. Daar agter sien ek is 'n rooi hartebees. Ok, kyk of jy nou een van hulle daar kan raak. Ok, nee maar, jy moet nou eers, ja, hou mooi vas. Ek het nou nie 'n skout op nie, sal jy kan regkom sonder 'n skout. Baie mooi. Alright. Mas. Jy sê jy kan skiet. Nee, magtig. Nee, wag, kom ons draai weer. Net gou jy 'n koelie uitkry. Ok, draai maar eerder, wag 'n bietjie. Draai maar eerder daai gemsbok uit nader. Kyk. Waar val jy nou? Hulle maak ook nie meer die patrone soos wat hulle dit altyd maak. Ja, daai patroon is weg. Ons moet 'n ander patroon gou vat. Dis ek kry hom. Het jy hom nog? Alraai, ons hou hom maar net so. Okay. Mik jy daar na daai gemsbok toe. Right. Manne, wil julle net bietjie daar net gou daar so sit. Ek is net bang hierdie ou skiet julle raak want hy het daai rooi hartebees nou misgeskiet nou daar. Pragtig. Hier voor my lekker hande klap. Ek sien nie sonder 'n geweer weg nie. Jy weet daar speel goed in die lewe. Jou geweer en jou vrou gee nie weg nie. So jy hou vir ons daai geweer. Nou wil ek graag vra, voordat ek nou gaan begin, wil ek net sê, ek staan vandag hierso voor julle as 'n gesant van God. Wat ek vandag met julle gaan deel, het julle dalk nog nooit gehoor nie. En dit wat ek met julle gaan deel, het ek vir julle die waarheid saamgebring. Daar staan dit op daai bord. Ek gaan nou vir julle wys. Maar ek soek nou 'n jong meisie
asseblief wat net vir my gou iets hierso kan kom lees. 'n Jong meisie. Jy kan so goed geskiet, jy kry jy kan my op pelle deel. Is daar 'n jong meisie of 'n jong dame wat asseblief vir my hierdie net kan kom lees? Nou ek wil net vir julle net sê, die dag toe ek by Paardekraal Kreeusdorp gepraat het en die verhoog betree het met ons seuns se kinderbybel. Toe daai mense seker gedink, wat is sirkus? Wie's die nar wat nou hierso vandag kom praat? Maar God sê in sy woord, as ons nie weer soos kinders raak nie, gaan ons nie alles verstaan wat hy vir ons bedoel nie. En ek wil nou hê julle moet mooi luister wat sy hierso lees. Want dit is die boodskap wat ek vir julle bring oor die waarheid wat regtig op die 16de Desember 1838 by Bloedrivier gebeur het. Ons sit in hierdie land met 'n regering wat niks van ons wil weet nie. En so mooi word dit beskryf in hierdie kinderbybel. Ek gaan nou nie politiek praat nie, maar dit wat sy nou gaan lees, is betrekking op die benarde toestand wat ons vandag in Suid-Afrika beleef. Meisie, wat is jou naam? Ronel. Roanay. Geef vir Roanay 'n lekker hande klap as. Daai gedeelte tot hier. Luister nou net mooi, kan jy hard lees? Moet jy 'n mikrofoon? Ek sal die mikrofoon hou en dan lees jy. Die Israeliete woon in Egipteland. Die koning van Egipteland laat hulle baie hard werk. Soggens vroeg moet hulle al begin. Saans laat hulle werk hulle nog altyd. En partykeer slaan die Egiptenare hulle met lang swepe om hulle nog harder te laat werk. Maar God sien dit. Hy weet hoe swaar hulle kry en hoe seer hulle harte is. Toe roep hy vir Moses. Moses, sê hy, jy moet met die koning van Egipte gaan praat. Hy moet die Israeliete laat wegtrek. Ek wil hulle na 'n ander land neem, na Kanaan toe. Die land wat ek aan Abraham beloof het. Moses doen net soos die Here vir hom sê, maar die koning van Egipte wil niks weet nie. Ek ken nie jou God nie, sê hy vir Moses. Hoekom sal ek na hom luister? Maar God het klaar besluit dat die Israeliete moet trek en hy is baie sterker as die koning van Egipte. Toe laat God die koning en al sy mense baie swaar kry. Para's klim in hul beddens, in hul kos. Muskiete steek hulle, springkamer vreet al hulle kos op. Hulle beeste en skape gaan dood. Allerhande nare dinge gebeur met hulle, maar die koning wil niks weet nie. Hy sê, ek gaan nie die Israeliete laat trek nie. Toe sê die Here, as die koning nie die Israeliete laat trek nie, sal al die oudste seuns in die land doodgaan en die verskriklike ding gebeur toe ook. Dit is daarom vir die slegte koning te erg. Maak dat hulle almal wegkom, sê hy vir Moses. Vat al jou goed en julle diere en trek. Die Israeliete pak haastig al hul goed op en daar trek hulle almal saam uit Egipte uit. Die trek gaan maar stadig. Dit is ver en hulle moet stap en daar is nie eens 'n pad nie. Maar die Here sorg dat hulle nie verdwaal nie. Bedags trek daar 'n groot wit wolk voor hulle uit. Die Here het gesê hulle moet net agter daardie wolk aangaan. Snags trek daar 'n groot lig voor hulle uit. Dit lyk soos 'n vuur. So het die Israeliete geweet dat die Here altyd by hulle is. Hy gaan oral saam en hy sorg vir hulle. Geef vir haar 'n lekker handklap. Hier is jou sjokolade. Nou in hierdie kinderbybel staan daar, ek ken nie julle God nie. Is dit nie verskriklik om so iets te uiter, ek ken nie julle God nie. Ken hierdie ander nasies die God van Bloedrivier, die God van Golgotha,
wat vir my en jou sondes gesterf het. Ek was 2 weke terug by Bloedrivier. Kan ek net sien hoeveel van julle was al by Bloedrivier? Daar waar die grootste wonderwerk vir ons gebeur het. Elke keer as ek by Bloedrivier kom en ek gaan na daai laar toe, dan trek ek my skoene uit, want vir my is dit heilige grond. Dit wat met die trekboere gebeur het, is 'n verhaal wat ek met julle wil deel, hoe groot God is. Vir baie jare was ons vertel gewees deur geskiedkundiges dat met die slag van Bloedrivier daar maar net tussen 5 en 10.000 Zulus dood is. Mense, God het sy tyd, al vat dit jare dat die waarheid kan uitkom oor die grootste wonderwerk wat vir hierdie boerevolk gebeur het, die dag by Bloedrivier. 'n vriend van my, wat ek ontmoet het, Flip Swanepoel, hy is vandag by Parekraal. En ek dank die Here vir die voorreg wat ek gehad het om vir hom hierdie 2-deel dokumentêr te vervulling oor die geloftes. Naamlik die Majuba gelofte en die Bloedrivier gelofte. Ek het gedink, ek weet baie van Bloedrivier. Maar wat 'n openbaring om dit saam met Flip te gedoen het. Tydens die dag se vervulling sit Flip daar op een van daai kruitwaans. Nou ek glo jaar na jaar het julle die stories gehoor of die verhale. Dit reën baie nou die tydperk daar in Bloedrivier. Die kruitwaan kom nat gereën het. Daai trekboere sou geen kans gestaan het teen daai magdom Zulus wat daai dag daar was nie. En ek is vandag so spyt dat ek nie daar en dan toe Flip daar op daai kruitbaas sit, toe kom daar 'n jong ma met 2 jong seuns, omtrent hierdie mannetjies hierso se ouderdom in. En hulle stap na die middelpunt van die laar toe. Nou die kamera se mikrofoon is baie sensitief en ek het my oorfone aan. En soos in die Bybel was daar klipstapelings gepak, sodat die kinders eendag, as hulle jou vra, maar pa of ma, wat beteken hierdie klippe? Dat hulle die waarheid kan vertel word. En die seentjie vra vir sy ma, daar, ma, nou wat se klippe is die? Weet julle wat sê sy vir daai kind? Ja, hierdie mense wat hierso was, met hierdie ossewaans, het die Zulu se grond kom steel. Flip sit daar, hy kyk vir my, maar ons was gedruk met tyd. En ek is so jammer dat ek nie daar na haar toe gegaan het en vir haar net die regte verhaal gaan vertel het. Wat is die betekenis van daai klippe daar by Bloedrivier nie? Ons volk sit vandag in 'n benarde toestand in Suid-Afrika wat soortgelyk is soos daai trekboere wat daai dag daar was. Wasbank is 60 km van Bloedrivier af. Daar het hulle gebid en vir God gevra na die vele moorde by Bloukrans. Here, gee vir ons daai vyand in ons hande. Die vroue en die kinders was nie daar daai dag nie. Hulle het agtergebly by Rensburg, Koppie en Soeilaar ensovoorts. En die spreekwoord wat sê agter elke groot man staan 'n vrou. Dis die waarheid. Wat ek glo toe hulle op pad was Bloedrivier toe, het daai vrouens dag en nag gebid, sy hand op hulle moet hou.
Maar, soos dit met ons volk is, wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons wat God vir ons gedoen het. Maar wanneer die moeilikheid kom, Here, help ons. Vir 40 jaar het daai trekboere nooit weer die gelofte gehou nie. Hier en daar het daar 'n gesin dit wel gehou. En God sê in sy woord, moenie met my 'n gelofte maak en dit nie onderhou nie, want ek sal die werke van jou hande verwoes. Ek hoef nie vir julle te sê vandag wat hierso sit, die toestand waarin ons land in is nie. Alles word verwoes. En wat gebeur toe na 40 jaar? Toe kom die Britte hier aan. En wat gebeur? Die eerste vryheidsoorlog by Majuba. Kom maar 8000 boere by paardekraal by mekaar. En elkeen bring 'n klip. En hulle sê, Here, ons is in ons benoudheid teen die vyand wat weer hier is. Gee vir ons asseblief hierdie vyande, die Britte, in ons hande. Wie kan vir my sê, nadat hulle daai gelofte daar afgelê het by Paardekraal, wat het toe gebeur? Wat het toe gebeur na daai gelofte? Oom, baie dankie. Toe verslaan hulle Pomroy Colley en sy troepe by Majuba. Is dit nie ongelooflik nie? Maar wat gebeur toe daarna? Weereens onderhou ons volk nie weer die geloftes nie. Wanneer dit ons nou weer goed gegaan met ons. Wat gebeur daarna? Die tweede vryheidsoorlog. Ek en my vrou het 7 jaar geneem om 55 dokumentêre films te verfilm van 55 van die 146 Britse boerkampe wat in Suid-Afrika was. Ons het partykeer gesoek, want daar's nie 'n kaart wat vir jou sê, hoe moet jy nou ry na Barberton se konsentrasiekamp toe, of Belfast toe nie. En toe gaan dit weer goed met die volk. En wat gebeur toe? Meer as 38,000 vroue en kinders sterf met hulle lewens in daardie Britse moordkampe. Omdat ons nie ons geloftes onderhou nie. Almal van julle wat vandag hierso sit, die Here is bly dat julle vandag hierso is. Hy het vir my 'n boodskap gegee dat julle dit altyd moet onthou. Moenie net God onthou, nee, as dit net goed gaan met jou, onthou hom ook in jou swaar tye. Nou gaan ons bietjie weer terug na Bloedrivier toe. Na die slag van Bloedrivier vang hulle een van daai ou Zulu krygers. En ek dank die Here vir Flip Swanepoel met sy ongelooflike navorsing wat hy gedoen het. Julle kan hier kom kyk na die tyd. Ek wil net solank hierdie rondstuur. Dit staan op die koerant, stuur dit maar net so aan, dat julle dit kan sien. Hier is die waarheid wat ek nou met julle gaan deel. As julle kan, dit staan op daai koerant. Hierdie koerant het 6 maande na die slag van Bloedrivier uitgekom. En die koerant se naam is De Suid-Afrikaan.
Dit kom uit die Nasionale Argiewe in Pretoria. Dit was nooit vir ons vertel deur ons vorige geslagte, die absolute wonderwerk wat daai dag by Bloedrivier gebeur het nie. Hulle vra toe vir daai ou Zulu wat daar is, sê vir ons, hoeveel Zulus was julle vandag hier by Bloedrivier? Julle kan nou kom kyk. En hierdie Zulu sê, daar was omtrent 36 regimente Zulus. Met tussen 9 en 10.000 Zulus per regiment. Mense, die wonderwerk wat daar by Bloedrivier gebeur het, verstom my. As ek in daai laar stap en ek sê, Here, ek kan dit nie beskryf as ek lees wat daar staan nie. En daai hele stuk is geskryf deur Jan Baantjies, wat die sekretaris was van Andries Pretorius. Hy was 'n onderwyser gewees en hy dag vir dag 'n inskrywing gehad wat hy gemaak het, hoe elke dag verloop het by Bloedrivier. So daar was meer, julle kan dit nie glo nie. Daar's die bewys. Daar was oor die 340.000 Zulus daai dag by Bloedrivier. Is dit nie verstommend? Die almagtige God wat ons dien, hoe hy sy hand oor daai 464 boere gehou het daai dag. En in daai dae toe hulle getrek het daar na Bloedrivier toe, het hulle elke aand die gelofte gelees. En daar staan dit, nooit was daar gesê, ons sal 'n tempel tot eer en verheerliking van u naam gaan bou nie. Daar staan en gisteraand, meneer die voorsitter, ek het hoendervleis gekry, want toe jou vriend daai gelofte aflees, en jy lees die regte woorde, Here, ons sal vir u 'n huis stig, tot eer en verheerliking van u naam. Beteken dit, dat ons volk, sy huis moet wees. Nooit is daar gesê, gaan bou van by 'n kerk in Pietermaritzburg nie. Dis hoe ons mislei is deur ons geskiedenis. Nou, daar's 'n dame wat werk by Afriforum, Alana Bailey. En ek dank die Here, dit is haar tesis wat sy gedoen het vir haar graad. Nou hierdie graad se naam, ek kan dit nie eens uitspreek nie. Dis 'n verskriklike, moeilike naam. En sy skryf in haar tesis, die bewoording van die gelofte. En dominee wat daar voor sit, en hy het gepraat hoe ons opgery het, nee, hoe ons by Jan Baantjies se koerant uitgekom het. Luister net wat sê Alana Bailey. Die gelofte van 1838 is nêrens woordeliks aangeteken nie, wat onwaar is. Want Jan Baantjies was saam met daai trekboere binne in die laar by Bloedrivier. Hy het dit woord vir woord daar geskryf, want hy was die sekretaris vir Andries Pretorius gewees. Sy skryf hierso, of het nie in die oorspronklike vorm of skrif bewaar gebly nie. Wanneer 'n mens in ag neem dat dit volgens die meerderheid primêre historiese getuienis in die vorm van 'n gebed afgelê is, maak dit sin dat niemand dit tydens die eerste aflegging neergeskryf nie. Dis onwaar, Alana Bailey. Daar het Jan Baantjies dit geskryf. Here, as jy vir ons hierdie vyand aan ons hand gee, nee, sal ons 'n huis stig tot eer en verheerliking van u naam.
Tydens die vervulling van hierdie dokumentêr vir Flip Swanepoel, ry ons na die Gelofte Kerk toe in Pietermaritzburg. Dit word pragtig onderhou. Want daar stoor 'n Indiër vrou wat daar binnekant sit. Ek neem aan sy die kurator. Dit wat ek nou sê het niks te doen met rasisme nie. Hierdie geskiedenis is die boerevolk se geskiedenis. Toe ek vir haar vra, maar vertel my nou bietjie, wat se werk doen jy hier? Wat se kerk is dit hierso? I don't know. Nou. Julle gaan nou met skok verneem. Wat het toe gebeur? Daai selfde Gelofte Kerk in Pietermaritzburg het absoluut niks met ons gelofte te doen wat by Bloedrivier afgelê is nie. Daar was nie 'n kerk in daai omgewing nie. So die trekboere wat daar gebly het, het maar 'n huis van aanbidding gesoek en daarom is daai kerk gebou. Maar die leuns wat vir ons vertel was, nee, en selfs vandag binne in daai laar waar daai klippe is, lê daar 'n marmerblad, nie marmer nie, 'n koperblad. En daar staan nog steeds op. En ons sal vir u 'n tempel oprig wat verkeerd is. Wanneer wil ons mense leer net dat ons die waarheid moet ondersoek en dat die waarheid jou vry sal maak? Luister nou, wat het met daai kerk gebeur? Daar staan, geld is tydens die aandprogram ingesamel ten bate van die aankoop van die Gelofte Kerk in Pietermaritzburg. Dis gedeeltelik waar. Nadat hierdie gebou in 1841 in gebruik geneem is, het die gemeente in 1855 besluit om 'n nuwe kerkgebou op te rig. Laasgenoemde is op 7 April 1861 ingewy en die betrokke kerkraad het besluit om die Gelofte Kerk te verkoop. Hoe verkoop jy wat 'n gelofte met God gemaak het? Jou gelofte. Om die skuld op die nuwe kerk te verlig. Daai kerk was onder meer 'n skoolgebou, 'n woonhuis, 'n waarmakerswinkel, 'n minerale waterfabriek, 'n apteek en 'n teekamer. So, met ander woorde, elke keer as die kerk iets anders toe is dit nou nie meer 'n kerk nie. As hy van eienaar verwissel het, was daar geld betrokke. Wat 'n skande! Hoe ons mislei is deur die waarheid. Elke keer was daar geld betrokke. Hoe verkoop jy die gelofte wat jy met God gemaak het? Mense, ons kan nie verder mislei word deur wat werklik daar by Bloedrivier gebeur het nie. Daai boere wat by Parekraal, die 8000 van hulle wat daai klippe daar kom pak het, en 'n klip is, Here, nee, dis my gelofte wat ek aan U maak, ek sal veg tot ek nie meer patrone oor het nie. Wat daar saamgepak is, wat gebeur toe? Ek noem hulle die twee grootste Britse moordenaars van die boervroue en die kinders wat hulle doodgemaak het in die konsentrasiekampe, Kitchener en Roberts. Toe sê Roberts vir sy troepe, want hulle het geglo daar's iets demonies met hierdie klippe wat nou hier lê. Want die boere het Pomeroy Colley en sy troepe in Vlaarde geskiet daar by Majuba. En hy sê vir sy troepe, vat daai klippe en gaan gooi dit in die Vaalrivier.
Verbeel jou. Waarom dink julle het daai klippe, het hy die opdrag gekry om daai klippe in Bloedrivier te, in die Vaalrivier te gaan gooi? Wie kan my sê? Vat 'n raai. Vat 'n raai. Niemand wil 'n raai vat. Ek dink ek moet begin om 'n kompetisie hierso uit te rig. Omdat die boerevolk na die slag van Majuba weer eens nie die geloftes onderhou het nie. Toe daardie klippe niks meer vir God beteken nie. Want God sê in sy woord, moenie met my 'n gelofte maak wat julle nie gaan onderhou nie. Want as julle dit doen, sal ek die werke van julle hande verwoes. 'n Paar jaar terug verneem ek, en ek moet dit met julle deel, van die versoeningsbrug wat hulle gaan bou het by Bloedrivier, van die Bloedrivier terrein af na die Zulu Museum toe daar aan die oorkant. Die God wat ek dien en wat julle dien, is 'n ordelike God. Hy sê in sy woord, en dit staan so in die Bybel, jy moet geen kompromie of geen ooreenkoms sluit met nie-gelowiges of voorvadergees aanbidders nie. Wat het sy nou vir julle gelees hierso in die Bybel? Ag, in die kinderbybel. Ek ken nie julle God nie. Een van hierdie leiers wat nou krimineel aangekla word, het gesê, hulle sal regeer tot die dag dat God kom. Ek dink nie julle ken die God van Bloedrivier nie. Ek het vir die Here al gevra, nou toe ek daaronder was, Here, stuur asseblief 'n vloed en verwoes daai versoeningsbrug. Want as jy gaan versoen, moenie verwag dat God jou in jou tyd van nood uit gaan help nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Mense, ons moet besluit aan watter kant staan ons. Watter God wil ons dien? Die God van Bloedrivier of die God van Mammon? Ek het 'n paar afskrifte saamgebring van daai koerant, kom kyk asseblief. As hulle weer vir jou sê, daar was tussen 5 en 10.000 Zulus, dan wys jy vir hulle daai koerant. En as hulle jou nie glo nie, hulle sê, nee, maar hulle gaan jou die teendeel bewys, dan sê jy vir hulle, maar bewys dit vir my. Want hierdie is ons redding. Daar staan die waarheid, die bou van die huis, en hoeveel Zulus daai dag daar teenwoordig was. Die ongelooflike wonderwerk wat God daai dag vir daai trekboere daar gedoen het. Ek wil graag 'n beroep op julle mense doen. Julle kontak my. Nee, jy moet, voordat jy hierdie aarde verlaat, Bloedrivier besoek, as dit werklik vir jou saak maak. Ek kan nie vir julle beskryf, as ek daar instap en ek trek my skoene uit, nie die teenwoordigheid van God nie. Hoekom is ons so mislei deur die politikuste om te sê, ons is nou 'n reënboognasie. Ons moet nou hande vat. Ek voel net soos wat hulle die reg het om wat ook al hulle wil beoefen, gaan beoefen dit. Ek voel, saam met my volk, wil ek my God dien, soos wat hy verwag van my af, om hom te dien. Ek het 'n paar van hierdie dubbel geloftes CD's saamgebring. Ek weet daar's nie meer baie mense wat DVD spelers het nie, maar ek kan dit vir jou ook na jou e-pos toe stuur. My droom was, ek is nou klaar. My droom was gewees, ons het so min vertel wat het op Sint Helena gebeur. Sint Helena is 3.500 kilometers ver van Kaapstad af. Dis 'n eiland in die Atlantiese Oseaan.
En ek wil so toe gaan en ek sê, Here, ek het nie die geld nie. Hy sê, wag Rudy, jy's altyd te haastig. En ek word genooi om daar by Ceres by geloftefees te praat. En ek vertel hulle so 'n bietjie van alles wat ek al doen hierdie afgelope 30 jaar. En na die tyd kom daar 'n plaasboer en sy vrou na my en hulle vra my, wat kos die vliegtydkaartjie? Was net voor COVID. Ons het gevlieg, het dag na COVID opgehou het. So omtrent R18,000. Hulle sê ons gee vir jou die geld. Gaan. Op Sint Helena was daar oor die 6,000 boere kruisgevangenes aangehou gewees op daai eiland. Oor die 700 boere seentjies onder die ouderdom van 15 jaar. Wat het hulle daai Britte gedoen? Met my navorsing was daar iets ongeloofliks wat gebeur het op Sint Helena die dag toe ek die Deadwood kamp en die Broadbottom kamp besoek het. Die boere wat gevang was in een kamp aangehou by Deadwood kamp. Die Transvaalers en die Vrystaaters, en julle weet hoe gaan dit as die Transvaal en die Vrystaat rugby teen mekaar speel, en jy sien net hare en tande en skoene waai. En hulle kon ook nie eye to eye gesien het met mekaar nie. En toe breek daar geveg uit tussen daai lot 6,000 wat daar aangehou was. En daar's 'n paar van die manne wat doodgeslaan is. Daar was 2000 Britte op daai eiland gewees wat hierdie lot moes opgepas het. Nou ja, julle weet, jy moenie 'n boerse en boer nie. En toe besluit die Britte, neem ons met hierdie mense skei. En hulle vat toe die Vrystaaters en hulle vat hulle daar na Broadbottom kamp toe. Hulle het in 'n ellendige lewe op daai eiland. Mense, as jy daarso is, kan jy nie verstaan nie. Nee, daai ou wat hy gaan veg het vir sy volk, het sy vrou en sy kinders die laaste dag gegroet en gesê, ek moet gaan veg vir julle om hierdie land te behou. En nooit het hy weer sy tuisland gesien. Van hulle wat gelukkig was, wat oorleef het toe hulle terugkom Suid-Afrika toe, is hulle dadelik plaas toe. Oor die 30,000 plase was afgebrand deur hierdie Britte. En so het hy maar navraag gedoen, maar waar is my vrou en my kinders en wat 'n kamp? En een boer wat ek in 'n boek gelees het, toe hy daar aankom, toe sê hulle, jou vrou en jou kinders is dood onder. En soos wat hy afgeloop het, kom hy uiteindelik by die kerkhof uit. Daar kry hy die graf van sy vrou en sy kinders. Na wat hy alles deurgemaak het. Hoe staan jy op en gaan aan met jou lewe as dit nie die genade van God is nie? Maar wat wonderlik was, in hierdie Broadbottom kamp waar die Vrystaaters aangehou was, is omtrent 3 kilometers voor daai vulkaniese berge, staan daar 'n boer op. En hy sê vir die ander boere wat daar is, manne, weet julle hoekom is ons hier? Weet julle? Omdat ons versaak het om die geloftes te eerbiedig wat ons aan God gemaak het. Ek vra asseblief, geloftedag is belangriker as jou geboortedag. Moenie met jou familie en jou vriende wat jy in aanraking kom, versuim om vir hulle te sê hiervan nie. Daai Israeliete het God gesê, slag 'n skaap en vee die bloed aan julle deurkusyne, sodat wanneer die doodsengel verbykom, dat julle gespaar sal wees. Geloftedag is amper soos daai bloed wat jy oor jou familie sit. God sal jou beskerm. En dan moet jy jou kant bring. Baie dankie. Dankie Rudy Rousseau. Ek wil gou die komitee vra of julle vir ons die kollekte kan doen terwyl
Kom ons sing dit saam. Die Here my harte sorg vir my, hy laat my rustig bly, langs waters waar daar vrede is, sal hy my veilig lei. Die Heer gee my weer nuwe krag.